Goeiedag, baie welkom by Woordspeel. Vandag is ons oordenking vanuit die Ou Testament uit Levitikus hoofstuk 6. My tema is maak reg wat jy kan. En ek lees vir jou vers 5 tot 6. Wanneer hulle besef hulle is skuldig, moet hulle die volle bedrag plus 'n bykomende heffing van 20% teruggee aan die persoon wat benadeel is. Hy moet dan 'n skuldoffer vir die priester bring, wat dit dan aan die Here sal gee. Die instruksies rondom die sondeoffers, wat nou al vir 'n paar hoofstukke aangaan, gaan nou aan in hierdie hoofstuk. En in vandag se gedeelte lees ek egter dat wanneer ek oortree deur sonde te doen, is daar gewoonlik 'n tweeledige effek. Natuurlik eerstens teenoor God. Maar dan is daar ook skade wat aan my medemens op een of ander manier gedoen word. Vir versoening om plaas te vind, moet beide van hierdie onregte aangespreek word. Dit is waarom Jesus die Ou Testament wette en die profete opsom in die gebod wat sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste lief hê soos jouself. Ek moet daagliks teenoor God kom en ek moet enige ongeregtigheid bely teenoor hom, sodat hy my reinig van daardie ongeregtigheid. Ons weet daar het reeds versoening plaasgevind, maar in my belydenis, wanneer ek die waarheid van sy offer bely en ook dat ek saamstem met die feit dat ek uit lynheid was, dan herbelyn hy my en hy reinig my van ongeregtigheid. My saak teenoor God is reg gemaak, maar ek moet ook vra of ek my naaste op een of ander manier benadeel het. En as die Heilige Gees dit vir my sou uitlig, dan moet ek gaan en ek moet dit gaan probeer regstel so ver ek kan. Dit help nie, ek vat die feit dat ek my meer verloor het na God toe nie. God vergewe my en God sal in my binneste werk, maar ek moet ook gaan vra, vir my vrou gaan vra om verskoning. Dit help nie, ek probeer nie eers om meer sagmoedig teenoor haar dan op te tree nie. So ver dit in my mag is en vir my moontlik is, moet ek gaan die verhoudings herstel wat benadeel is. Dit gaan my iets kos. Dit gaan my dalk bietjie trots kos. Dit gaan my dalk moeite kos. Dit gaan my iets kos. Dit gaan dalk vat dat ek my selfbeeld so bietjie moet aanpas en my trots in my sak gaan moet steek. In hierdie voorbeeld in Levitikus 6 moes die persoon 20% ekstra van die skade moes hy bysit in die vergoeding wat hy terugbetaal het aan die persoon. Tog is dit nodig vir herstel en dit is God se hart. So kom ons tree nie ligtelik op wanneer ons iemand anders benadeel het en ons vat dit na God toe, maar kom ons kyk ook hoe kan ons dit regmaak teenoor die ander party, so ver dit in ons mag is en in ons vermoë is. Kom ons bid saam. Here, help my om op te let dat my sonde ook ander mense raak. Help my om reg te maak waar ek kan. Jammer te sê, om vergifnis te gaan vra, herstel te bring, vrede te soek. U wil is herstel van verhoudings. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê, tot volgende keer.